Hi, ek's Lisa by die rooi hare en ek kyk boersoeke vrou sodat jy nie hoef nie. En welkom by my seisoen 17 episode 9 recap. Ek drink vandag 'n lekker bottel Pocket Ridge Merlot. En my ys is klaar. Is julle nou happy? Drink van hulle nie rooiwyn met ys nie. Net vir reference, het is 10 in die oggend. Girls gotta do what a girl's gotta do. Right, so in vandag se episode fokus ons op Pieter, Evert en Rudy en sy manne. Ek is nie regtig 'n groot fan van hierdie wat hulle dit so 3. Ek wil al 5 boere gelyk sien. Dis nou al 2 weke vandat ons vir Willie laas gesien het. Maar okay, kom ons begin met die episode. Liefde lê in die stil oomblikke tussen mekaar. Daai sagte glimlag, Kyk hoe kyk sy vir my. vonkel in die oog. Ons eerste boer vandag is Pieter en hulle spring dadelik aan die werk. Sien ons gaan nou vandag 'n bietjie, net gou 'n bietjie wol pres. Gryp hulle sommer sulke bondels. Okay, goed. Nou, Die girls sê hulle is bietjie meer chill as nou omdat hulle net 2 is. Dit is sleg dat ons een minder is, maar ja, ek dink mense voel nou 'n bietjie meer gemakliker. Het julle iets teen Lisa gehad? En Pieter, daar's iets tussen hom en Ansel. omdat Ansel, jy kan definitief sien sy maak gereeld oogkontak. Smaal jy dit vir my sê, my kyk so ek dink daar's definitief ietsie daarso. So ja, nee, dit is lekker. Maar dan red hy dit deur om te sê, maar ek en Elisma voel ook 'n koneksie. Ek dink daar's definitief iets by albei. Ek kan nie sê 'n koneksie wat jy kan voel. Maar Elisma sê dan sy sien haarself nog nie heeltemal op die plaas nie. Ek weet nie of ek al met sekerheid kan sê ek sien myself heeltemal hier nie. Ons hoor dan ook waar Ansel met hom staan, ofwel ons sien want sy val vir hom. Kan ek jy vat? Ja. Sy's okay dan. Ja, right. Ek is okay. Ek hou maar van kwaliteit tyd. So right, in hierdie episode gaan hulle finally alleen tyd kry met die boer wat ons sien op kamera. En ons sien al van hulle se familiebruis. So ek dink definitief ek sal die leiding moet neem om eers 'n bietjie oop te maak. Ek sal definitief die leiding vat vandag. Ek sien uit na dit. So Ansel se alleentyd is eerste. Ek het rustig geword en maar net gedink wat vir my belangrik is. Ansel, sit neer die hond. Jou alleentyd met Pieter. In die begin gesien, as jy ook maar 'n bietjie Stil. Right, so Ansel gesels nou eers met Pieter. En sy sê vir hom, ek het 'n persoonlikheid. Okay. dit is maar hoe jy is. Nee. Hoekom dan Ek so? belowe ek is nie so stil of boring nie. En die twee kan net nie op hom smile nie. Hoe voel jy nou wel oor julle proses? Laat my sommer met 'n smile sit. Hulle vra wel vir mekaar soos die tawwe vra, maar hulle is nie bang om te antwoord nie. Dink jy tussen ons twee jy kan definitief 'n toekoms met van ons sien? Dink definitief ek sien 'n toekoms. Dink jy dit sal kan werk Ja. van jou oogpunt af? Definitief, ja. Slay. Ja. Jy daarom nog nie onttrek nie. Daarmee. En julle is ook daarom nog hier. So. Ja. Dan is dit Elisma se beurt vir alleentyd. Nou lekker om 'n bietjie alleen tyd te hê. Uiteindelik. En hy soos, like jy my? Hey. Het jy daarom al so 'n bietjie gesien waarvan jy hou of Met jou. ja, met iemand anders nie asseblief. En sy sê daarom, sy voel die spark. Ek glo daar's daai spark. Ek dink definitief dis daar. Maar dit klink vir my asof hy 'n bietjie ge-worry het daaroor. Ja, ek het nou 'n bietjie gewonder of daar dalk nou nie 'n spark aan haar kant is nie, so definitief 'n bietjie benoud gemaak. Hulle praat ons bietjie oor die moontlikheid van long distance. Hoe voel jy oor long distance en Blykbaar bly hulle ver uit mekaar uit, ek weet nie. Ek glo langafstandverhoudings kan werk. En hy sê sommer hy's reg vir trou. Sal jy vinnig wil trou? ja, ek sal nogal. Met wie, Pieter? Met wie? Maar ja, hulle smaal ook nogals baie. Jy kan, as jy met hom gesels, kan jy optel uit, jy weet, baie integriteit. Maar ek weet nie, dit daar sit vir my iets tussen hom en Ansel. Wat as ek verkeerd is? Anyways, hulle sluit dan die dag af met 'n sundowner op die bakkie. Op 'n lekker dag. Ja, dit was lekker geweest. Maar kyk hoe kyk ek heeltyd van Ansel. Ek gaan hulle pepermet ook vra. Hulle. Ja, oor jou, Oor hulle. oor jou. The odds don't lie. Dan is dit tyd vir sy familiebraai. So die dag is nie verby nie. Ek dink vanaand is bietjie van 'n maak of breek. Ek voel baie opgewonde oor vanaand. So dis daai deel waar Pieter en die girls kom al aan. Dankie. En hy stel hulle voor. Elisma hier aan die linkerkant en dan Ansel aan die regterkant. Hallo. Hulle single man hier voor, julle drukkie lankie, né? Ek's bly sê dit wat vir daai manne het gekyk om te kyk. Dankie, né? Anyways, die braai begin. Almal chat lekker, you know. Hallo, dit en jy. Hi, ek's Anina. Lekker om te weet. Hallo Tannie. Is Tannie die ouma? Dis nie die deel van die seisoen waar ons fights verwag nie. En die kameras fokus nogals lekker op Ansel. Ek het dit baie geniet om tyd saam met hulle te spandeer. Dit voel of ek hulle al langer ken as net 'n paar
ure van vanaand. Is dit 'n teken? Ons hoor dan 'n bietjie van Pieter se ma en sy sê sy kan sien daar's een wat vir Pieter uitstaan. Dit lyk asof hy in een van die meisies of dat hy 'n belangstelling het. Okay. Ek kan totaal verkeerd wees, maar ja, ek dink ek sien iets. Ek manifest nog 'n boerslike vrou troue. Julle is maar pas ook lekker in. Ek sal nog definitief wil dalk net bietjie rustig raak en mooi dink oor alles. Maar soos, daar's niks wat regtig uitstaan dat sy soos die wenner is nie. Anyways, daarna gaan hulle nou eet en daar's 'n oom wat vir hulle bid. My gebed vir Pieter vanaand is dat hy die regte keuse sal maak. En na die tyd is Pieter en sy pa in trane. Amen. Dankie. Nou gaan hulle maar eet. Shame. En ja, dan sluit ons Pieter se deel af met hom wat sê hy's nog nie verlief nie. Ja, ek sal nog nie sê ek sal sê ek is verliefd nie, maar Maar ek dink is op pad. ek dink daar's definitief ietsie wat aan die gebeur is. Let's go 60-60. Anyways, volgende boer en dit is Ewert. Hulle werk ook hard, jong. Please do me the honors. Daar's een op ons linkerkant en een reg hierso. Just cut it off. Dink jy die boere is soos, yes, 2 ekstra helpers wat ek nie hoef vir te betaal nie. Kyk, hulle het regtig ingespring toe ek vir hulle 'n skêr in die hand stop en sê, "Gaan knip daai." Maar ja, Ewert, Louise, wie is Louise? My brein is de mekaar. So Ewert, Teresa en Lauren kom regtig lekker oor die weg. But for now, I think everyone's relaxed, happy and enjoying the moments. So right, hulle het ook nou alleen tyd. Hoe gaan dit? Hoe vind jy dit hier? En Teresa is eerste en ons hoor sy love dit op die plaas. Wel, I love it. En sy sê haar gevoelens het geskyrocket. Oh man, my gevoelens het geskyrocket. Wow. Dit was regtig net lekker spontaan. Mama hoop, kyk hoe kyk hy vir haar. Laat my knie bewe, jy. Maar ja, hulle vibes is lekker, hulle joke lekker. Om net eens kos te maak en skor soos was te was en kinders groot te maak en nie net. Ja, anders gaan dit. Okay, wat gaan ek staan? Nee, wag. Oulik. Nou is dit Lauren se beurt vir alleen tyd. None of us is kind of, I don't think you can prepare for something like this. En sy sê sy begin om like. It comes naturally. I enjoy being in his presence. There's a good feeling kind of stirring up inside. Voel is die eerste keer wat ons actually hoor hoe sy voel. En honestly, daar is chemistry. What made you enter? You did. Oh, nee. Chemistry is wel van 4 weke gemaak word, is dit nie? I mean, sy het so half 'n stoute smile, maar sy wil nog steeds nie te veel weggee nie. Have you made your decision? I think I have. Ja. At peace. I'm also going to keep you on your toes and keep you guessing. Which I get, dis scary, jou kerel date nog 'n girl. En ek weet hier is nou nie jy's baie aan nie, nee, maar hulle speel dan daai thumb wars. 1, 2, 3, 4, we declare a thumb war. Ek voel hulle wou dit op mekaar vat. Anyways, hulle sluit dan nou hulle dag af in die swembad. En ja, Ewert sê, daar's 'n voorloper. Dit is duidelik dat daar dalk 'n bietjie meer chemistry is met een as met die ander, maar ek glo werklik daar's chemistry met beide. Honestly, ek kan nie meer wag nie. Kan ons nou net weet. This is amazing, baie dankie. Doreen. Sorted. Teresa sê dan wel dat sy voel sy en Lauren verskil so baie. Ek en Lauren is so 2 verskillende persoonlikhede dat ek nie seker is wat soek hy tans in 'n vrou nie. Dit hang nou net van hom af wat wil hy hê. What do you want, Ewert? What do you want? It's not that simple. What do you want? Jo, dis baie moeilik. Dan is dit tyd vir sy familiebraai. Ek dink definitief vanaand gaan 'n groot rol speel in Ewert se besluit. And hopefully they can see that I am someone who could adjust to the lifestyle out here. So ja, almal daag daar op. Opwinding en adrenalien hang in die lug. Die oom is reg vir party. Lekker oom. Hallo, ma. En toe Ewert nou soos die girls moet voorstel, moet hulle basically 'n catwalk doen. En go for it. Almal, baie bly julle is hierso. Dis Teresa en dis Lauren. Dames, dis my familie. Bietjie awkward. Maar shame, Ewert noem hy is regtig trots op die girls. Trots. Ek's baie trots op die dames. En ons sien actually soos sy mense is 'n blend van Engels en Afrikaans. Lauren, it's the hardest thing growing up in a totally Afrikaans community here. I had to fight my way to the top. Geen wonder hy is
baie verlore nie. Shema Teresa noem dan dat hierdie dag was vir haar 'n moeilike dag. Vandag was nie dalk die beste van die dae nie, emosioneel gewys. En Lauren sê sy's reg dat dit nou tot 'n punt kom. I'm at that point as well where I'm ready for it to all end. En dan om sy dalkie af te sluit, hoor ons sy ma sê sy kan sien haar kind is verlief. Ek dink Ewert is verlief. Yes! En dit laat my baie goed voel. Yay! Okay, nog 'n boerse vrou troue. Maar honestly, ek mis die dele waar die mense altyd gesê het, sy pas beter by hom, sy pas beter by hom. Hoekom kan ons dit nie mis nie? Kyk, ek het geweet dit gaan gebeur. Ek het geweet dit gaan so uitwerk. Anyways, dan by ons laaste boer en dit is Rudy en sy manne en hulle speel 'n lekker Lotto Star geborgde game. Ek het gewonder wanneer gaan die sponsorship gebeur inkom. Boer soek 'n vrou. Boer soek 'n vrou met trots geborg deur Lotto Star. Dit sit altyd my kop vas. So ja, hulle gooi darts na ballonne toe en dan moet hulle vir mekaar vra. Wat moet 'n pasmaat doen om jou 'n goeie byt te kry? Ek hou van krag. En dit klink vir my asof Hannes en Arnold nie regtig oor die weg kom nie. Hoekom ek en Hannes oor die weg? Ons kom goed oor die weg. Okay, dis wat hy sê. Maar dis nie die vibes wat ek kry nie. Daar's nie ons kom goed oor die weg. En Hannes noem dan daar is dalk so 'n bietjie vibes, maar dis omdat hulle 'n moeë age gap het. Ek dink daar's 'n konflik tussen my en hom nie. Ek dink daar's 'n ouderdomsverskil. Nee, hy's 34. Ek sing liedjies wat hy glad nie ken nie en hy sing weer liedjies wat ek nie ken nie. Anyways, hulle het nou alleen tyd en Hannes is eerste. En 'n verhouding is harde werk. Liefde is 'n werkwoord. En hy is 'n man wat hou van woorde. Jy moet dit versorg. Jy moet dit aandag gee. Jy moet daarna kyk. Elke keer as Hannes praat, dan klink dit so asof hy iets poëties sê. Jy moet dit ten minste aanraak. Jy moet dit vertroetel. En Rudy sê vir Hannes, hy het sy voete onder hom uitgeslaan. Jy het regtig my voete onder my uitgeslaan. Ek het nie dit verwag nie. Ek is regtig bitterlik bly daaroor. Wow! Wat maak laat Hannes is soos, wat is fout met jou? Wat is die bad kant in jou? Ek het nog nie swakpunte in jou gesien nie en ek glo my, ek kyk. En Hannes sê hy voel hy kan net nie genoeg kry van Rudy nie. Die tyd saam met Rudy, ek dink nie dit gaan ooit genoeg wees nie. Die man is verlief. En dis 'n gevoel. Nou, en dan is dit Arnold se beurt en hulle speel lekker musical chairs. Dis 'n hele journey. Ek moet sê, van die Kaap af tot en met hierso. En Arnold sê hy love die journey so ver. Maar dis 'n amazing journey, ek moet sê. En Arnold vertel vir hom hoekom hy ingeskryf het. Hoekom het jy vir my geskryf? Jou hart het soveel, dit is so 'n impakvolle onderhoud gehad met Boer soek 'n vrou. Jets. Ons hoor dan Rudy sê dat sy brief het dadelik sy hartsnaar getokkel. Kyk, by die dag met die brief het hy my heeltemal my hart beower. Ek het dadelik belang gestel aan hom. Wat was in daai brief? Anyways, Rudy sê hy kan sien Arnold kom so 'n bietjie meer uit sy dop uit. Die Arnold van Maandag was Ek dink die Arnold van Maandag wat? was baie stiller gewees. Ja, wel, hy het lankal uit die kas uitgekom, so hy kan hom net so wel uit sy dop uitkom. Ja, I feel seen. Jy voel eintlik spesiaal. En ja, om af te sluit praat hulle oor wat Arnold sou doen as hy nou op die plaas bly. Maar ek sal so 'n paar klippe skuif en klippe inbring. Wow, honestly, ek weet nie wie Rudy gaan kies nie. Ek kan myself sien op die plaas. Maar ja, dis dan dit vir die episode. I mean, ons sien nog weer nie vir Willie nie. En die tannies en Rudy het 'n bietjie van 'n ruskans. Sien uit om te sien wat daar aangaan. Honey, you've got a big storm coming. My wyn is klaar, so die video is klaar. As jy van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, follow my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En dan sien ek julle volgende keer met nog 'n boerse vrou recap. Sal van my kant af. Bye!